Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 6, 1 tot 7 Augustus. Gawes van die Gees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om weer eens uit U woord te kan bestudeer. Terwyl ons hierdie week leer oor die gawes wat ons van die Heilige Gees ontvang, maak asseblief ons harte en ons verstand oop, dat ons U waarheid mag verstaan. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4 vers 11 tot 13, 1 Korintiërs 13, 1 Petrus 4 vers 8 tot 11, 1 Korintiërs 14 vers 27 en Amos 3 vers 7. Geheeteks 1 Korintiërs 14 vers 1. Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. 1 Korintiërs 14 vers 1. Elke lyf bestaan uit liggaamsdele. Insgelyks is die kerk 'n liggaam wat uit baie lede bestaan. Elk met sy of haar eie rol, funksie en gawes. As dit met liefde gebruik word, skep hierdie gawes van die Gees 'n samehorigheidsgees wat sodoende die karakter van die drie-enige God weerspieël. Van dese week bekyk ons hoofstukke 12 tot 14 van Paulus se eerste sendbrief aan die Korintiërs, waarin die leer oor gawes van die Gees uiteengesit word. Hierdie is eintlik 'n onderafdeling van 'n effens groter gedeelte. In laasgenoemde hoofstukke 11 tot 14 bespreek die apostel wat aanvaarbare Christelike gedrag in 'n religieuse milieu is. Paulus is veral besorg oor die wanorde in die Korintiërs se kerkbyeenkomste. Sy oplossing vir die probleem is dat die kerk, oftewel die gemeente, 'n liggaam is, waarvan die liggaamsdele, dit wil sê die lede, uiteenlopende funksies het. Hierdie verskeidenheid is tot opbouing van die liggaam van Christus, soos gelees in Efesiërs 4 vers 12. Kortom, God skenk geestelike gawes aan die kerk, ten einde samehorigheid onder 'n diverse groep mense te bevorder. Paulus dink steeds aan die partydigheidsprobleem wat hy in die eerste 4 hoofstukke van 1 Korintiërs aangespreek het. Daar het ons gesien dat eensgesindheid in Christus die antwoord op die gebrek aan eensstemmigheid is. Nou bou Paulus daarop voort, deur sy sienings betreffende die rol van gawes van die Gees uiteen te sit. Volgens hom is eenheid in Christus en die Gees die enigste manier om skerings in die kerk te voorkom. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 8 Augustus. Sondag, 2 Augustus. 'n verskeidenheid gawes. Paulus begin met 'n nuwe onderwerp in 1 Korintiërs 12 vers 1 deur die volgende sinsnede te gebruik, wat die gawes van die Gees betref. Let ook op die Nuwe Lewende Vertaling se "En nou, broers en susters, kom ek by julle volgende navraag" klem verskaf. Hoogleraars is onseker waarop daardie inleidende sinsnede dui. Dit kan op 2 maniere vertaal word. Eerstens, wat die gawes van die Gees betref, of tweedens, wat geestelike mense betref. Siende dat die Koine Griekse sinsnede ton pneumatikon of rofweg vertaal betreffende die geestelike, beide interpretasies moontlik maak. Dat die onderwerp verkieslik as gawes van die Gees vertaal behoort te word, blyk uit 1 Korintiërs 12 vers 4. In vers 4 maak die apostel spesifiek melding van die gawes van die Gees. In 1 Korintiërs 12 verse 2 en 3 wys Paulus daarop dat die eerste gawe wat die gelowige ontvang, is om skaamteloos te bely dat Jesus die Here is. 1 Korintiërs 12 vers 2 en 3 lees: Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is.
Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. In die Nuwe Testamentiese era kom die belydenis dat Jesus die Here is, daarop neer dat die Romeinse keiser dit nie is nie. Handelinge 17 vers 7 lees, en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. Johannes 19 verse 12 en 15 lees ook, hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Dit is dus as 'n opstokingsgebaar teen die Romeinse ryk beskou, 'n misdaad wat tot die doodstraf gelei het. Jesus en Paulus lê albei klem op geloof in God as 'n gawe van die Heilige Gees. Al staar jy vervolging en selfs die dood in die gesig. Inderwaarheid is geloof die mees fundamentele gawe van die Gees. Die feit dat geloof reg bo aan 1 Korintiërs 13 vers 13 se lys verskyn, is dus geensins verrassend nie. Dat geloof 'n gawe van die Gees is, blyk duidelik uit Paulus se woorde in 1 Korintiërs 12 vers 9. Nietemin is daar vele ander gawes. Die feit dat die Heilige Gees die verskillende soorte gawes aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil, soos gelees in 1 Korintiërs 12 vers 11, bewys hoe noodsaaklik elkeen van hulle is. Lees 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 6. Wat word in hierdie skrifgedeelte beklemtoon? Ons lees 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 6. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 6. Die herhalende gebruik van die woord verskeidenheid beklemtoon die veelvuldigheid van gawes. Dit wat Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 1 gawes van die Gees noem, word verder in verse 4 tot 6 ontwikkel. Hy doen dit deur die gawes vanuit 3 invalshoeke te beskou. Genadegawes, Nuwe Afrikaanse Bybel, charisma, dienste of bedieninge in die Afrikaans 2020 en Nuwe Afrikaanse Bybel, diakonia, en aktiwiteite of kragtige werkinge in die Afrikaans 2020 en Nuwe Afrikaanse Bybel, energema, onderskeidelik verbuig as charismaton of diakonion en energematon in die skrifgedeelte. Hierdie woorde beteken weliswaar verskillende dinge. Nietemin moet daardie verskille ook nie oorbeklemtoon word nie, omdat ons duidelik hier met 'n digterlike komponent, te wete 'n parallelisme te doen het. 'n Parallelisme is wanneer opeenvolgende sinsnedes min of meer dieselfde idee oordra en kom in Hebreëse poësie voor. Let ook op die feit dat die gawes van die Gees ten doel het om eensgesindheid in die kerk te bevorder, 'n samehorigheidsgees wat God se drie-enige karakter as grondslag het. Ons lees Efesiërs 4 vers 8 tot 11. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars.
Efesiërs 4 vers 8 tot 11. Hoewel die Heilige Gees die uitdeler van gawes onder gelowiges is God die een wat elkeen bemagtig om Christus binne die kerkgemeenskap te dien. 1 Korintiërs 12 vers 5 en 6 sê vir ons, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Elkeen ontvang al gawes afsonderlik, soos gelees in vers 11. Tog is dit ten bate van die kerkgemeenskap as 'n geheel. Let weer eens op die klem wat Paulus op eensgesindheid lê. Waarom is dit so belangrik in die kerk en in die gemeente? Maandag, 3 Augustus. Eenheid deur diversiteit. Die eenheidsgeoriënteerde taalgebruik wat ons die eerste keer in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 teëgekom het, te wete dieselfde Gees, dieselfde Here en dieselfde God, word in die res van hoofstuk 12 verder ontwikkel. Mens bespeer dit in die apostelse gebruik van sinsnedes soos een en dieselfde Gees, net soos die liggaam een is. Een liggaam, een Gees, wat 2 keer in vers 13 gebruik word, en asook dat die lede dieselfde sorg vir mekaar moet hê, in vers 25. Saam met hierdie eenheidsbegrip beklemtoon Paulus ook die diversiteit van die lede wat deel van die liggaam van Christus is. In die verband gebruik die apostel uitdrukkings soos baie lede in verse 12 en 20, maar ons is almal gedoop in vers 13, nie net uit een lid nie, maar uit baie in vers 14, die hele liggaam in vers 17, elkeen van hulle, die lede van die liggaam in vers 22 en 23, asook al die lede in vers 26. Hierdie klem op beide eenheid en diversiteit dui daarop dat die gawes van die Gees ten doel het om eenheid deur diversiteit te bewerkstellig. Hierdie eenheid, te midde van diversiteit, weerspieël inderdaad die karakter van God. Die Vader is 'n persoon, net so die Seun as ook die Heilige Gees. Die drie behou hulle individualiteit, tog werk hulle saam om die kerk op te bou en vir sendingwerk toe te rus. Lees gerus 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 en Efesiërs 4 vers 11 tot 13. Lees 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Waarom is hierdie beeld van 'n enkele liggaam wat uit baie dele bestaan so gepas vir die kerk en al haar lidmate? Ons lees 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrye manne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die hele liggaam gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly.
Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31. Let op die volgende kerngedagte in 1 Korintiërs 12. Alhoewel ons op 'n individuele vlak soveel verskeidenheid by die lede van die liggaam van Christus bespeer, soos gelees in verse 15 tot 20, is hulle almal op mekaar aangewese. 1 Korintiërs 12 vers 21 tot 26. Die voete benodig die oë om te kan sien waar hulle moet loop. Tog kan die oë niks fisies aanraak nie. Daarvoor benodig hulle die hande. Daarmee saam is die idee dat partylede swakker of minder aansienlik is as ander, bloot 'n sienswyse. In werklikheid is elke deel van die liggaam van Christus onontbeerlik, soos gelees in vers 22. Ongelukkig was die Korintiërs geneig om partygawes van die Gees belangriker as die res te ag. Ten einde hierdie verkeerde sienswyse te werk, vestig Paulus die Korintiërs se aandag op 'n nog uitnemender weg, of die heel beste weg, te wete die liefde. Dit maak dus nie saak watter gawe jy ontvang het nie. As jy dit met wysheid en liefde beoefen, is dit behaaglik vir die Here. Bekyk die les van geestelike gawes in 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 en vers 28, asook Romeine 12 vers 6 tot 8 en Efesiërs 4 vers 11. Watter gawe of gawes het jy? Hoe kan jy dit tot opbouing van die liggaam van Christus gebruik? Ons lees 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Ons lees ook Romeine 12 vers 6 tot 8. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening of in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in die opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons lees en sluit af met Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Dinsdag 4 Augustus. Die heel beste weg. Die volgende aanhaling word gelees uit Carl P. Cozart, 1 Corinthians, Andrews Bible Commentary, New Testament, Berrien Springs, Michigan, VSA, Andrews University Press, 2022, bladsy 1643. Liefde is nie bloot een van vele gawes nie, nee. Dit is die wyse waarop alle gawes hul hoogste doel bereik. Lees 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7 en 1 Petrus 4 vers 8 tot 11. Watter rol speel die liefde by gawes van die Gees? Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword.
En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie na sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ons lees 1 Petrus 4 vers 8 tot 11. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Die vraag lees weer: watter rol speel die liefde by gawes van die Gees? Die les wat 1 Korintiërs 13 tuisbring, is dat liefde die enigste manier is om die gawes van die Gees op 'n gepaste wyse te gebruik. Hierdie hoofstuk lei die apostel deur opnuut melding van die Gees in hoofstuk 12 te maak, maar die keer voeg hy 'n belangrike waarskuwing by. Sonder die liefde as dryfveer is hulle nutteloos. Met ander woorde, kennis, soos gelees in vers 8 en geloof in vers 9, selfs die soort geloof om berge te versit, is waardeloos sonder die liefde. Sonder liefde word die vermoë om in tale te spreek bloot 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal gereduseer. Insgelyks is die allerbelangrike gawe van profesie nutteloos sonder die liefde. In 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 fokus Paulus op die aard van die liefde, wat dit is en nie is nie, maar veral hoe die liefde optree en hoe dit nie optree nie. Sy sinsnede keuses vir die definiering daarvan dui daarop dat liefde nie soseer 'n gevoel is nie, maar eerder iets prakties wat beoefen word. Gevolglik noem Paulus dat liefde 1 lankmoedig en 2 vriendelik is, 3 dat dit saam bly is oor die waarheid en dat dit 4 alles bedek, 5 alles glo, 6 alles hoop en 7 alles verdra. Let ook op die dinge wat dit nie is nie. Die liefde 1 is nie jaloers nie, 2 praat nie groot nie, 3 is nie verwaand nie, 4 handel nie onwelvoeglik nie, 5 soek nie sy eie belang of maak nie 'n ophef van sy regte nie, 6 is nie liggeraak nie, 7 hou nie boek van die kwaad nie en 8 verbly homself nie oor onreg nie. Met hierdie 15 sinsnedes gee die apostel ons stewige riglyne sodat ons op 'n gepaste wyse die gawes van die Gees kan uitleef. Opmerklik is die plasing van hierdie bespreking oor die aard en wese van ware liefde net mooi tussen 1 Korintiërs 12 en 14. Die 2 hoofstukke waarin Paulus allerlei meningsverskille rakende die gawes van die Gees hanteer. Die liefde is inderdaad die geheim tot die wyse aanwending van daardie gawes. Liefde, geloof en hoop word boonop naas mekaar gestel. 1 Korintiërs 13 vers 13 lees, maar die grootste hiervan is die liefde. Waarom is liefde die spulpunt waarom ons geloof draai? Wat dink jy is die beste manier om God se liefde persoonlik en as 'n werklikheid te beleef, nie maar om dit bidend aan ons medemens te weerkaats nie? Woensdag, 5 Augustus. Die spreek van tale as 'n gawe. Wat van die spreek van tale? En pas met die uitstorting van die gawe elders in die Bybel,
Dui hierdie spreek van tale in 1 Korintiërs waarskynlik op die geesgegewe vermoë om skielik 'n vreemde taal te kan praat, dit wil sê mensentale wat in ander wêrelddele gepraat word. Markus 16 vers 17 sê vir ons: En vir elkeen wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en nuwe tale sal hulle spreek. Handelinge 10 vers 44 tot 48 lees: En toe Petrus nog besig was om hierdie woord te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: Niemand kan tog die water weer dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie? En hy het dit beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Handelinge 19 vers 6 lees ook: En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Lees ook gerus op u tyd Handelinge 2 vers 1 tot 13. Paulus noem dit in die lys van gawes in 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10. Volgens 1 Korintiërs 12 vers 28 vers 30 as ook hoofstuk 13 vers 1 en 8. Hy verwys egter herhaaldelik daarna in 1 Korintiërs 14. Die Koine Griekse grondwoord glossa of taal verskyn oor die 20 keer in 1 Korintiërs 12 tot 14, waarvan 15 in hoofstuk 14 op sigself is. 'n Ander woord in hierdie aanverwante groepie is heteroglossos of 'n ander taal. Dit verskyn in 1 Korintiërs 14 vers 21. Die hoë aantal verwysings na die spreek van tale sê vir ons dat kwessies rakende hierdie gawe van groot belang vir Paulus was. Die gebruik en misbruik daarvan in die Korintiese kerk het immers tot wanorde en verwarring in openbare aanbidding gelei, volgens 1 Korintiërs 14 verse 23, 27, 33 en 40. Lees 1 Korintiërs 14 verse 5, 13, 26 en 27 as ook hoofstuk 12 vers 10 en 30. Watter voorskrifte rakende die spreek van tale gee Paulus hier? 1 Korintiërs 14 verse 5, 13, 26 en 27 lees as volg: Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek bid dat hy dit kan uitlê. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3. En by beurte en laat een dit uitlê. 1 Korintiërs 12 vers 10 en vers 30 lees: Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Die vraag lees weer: watter voorskrifte rakende die spreek van tale gee Paulus hier? Die rede waarom die spreek van tale nie sonder die gawe van uitlegging gebruik kan word nie, dit wil sê sonder 'n tolk nie, is omdat tale veronderstel is om verstaanbaar te wees, volgens 1 Korintiërs 14 vers 9. Daarsonder is die gebruik van 'n bepaalde taal van geen nut nie, volgens 1 Korintiërs 14 vers 6. Dit verklaar waarom Paulus so geweldig klem op uitleg, oftewel tolking en verstaanbaarheid lê. Duidelik kritiseer hy nie die spreek van tale as 'n gawe op sigself nie. Wat hy wel aanspreek, soos ons in môre se gedeelte sal sien, is die buitensporige aansien wat dit onder die Korintiërs geniet het, met die gevolg dat die gawe van profesie afgeskeep is. Op hierdie punt moet ons mooi op Paulus se woorde let. Hoewel hy opreg begeer dat al die Korintiërs 'n vreemde taal magtig kon wees, soos gelees in 1 Korintiërs 14 vers 5, was dit logies buite die kwessie.
1 Korintiërs 12 vers 10. Die volgende aanhaling lees ons uit Raoul Dederin, Handbook of Seventh-day Adventist Theology, die elektroniese weergawe deel 12 van die Commentary Reference Series Hagerstown, Maryland, VSA, Review and Herald Publishing Association 2001, bladsy 620. Die idee dat almal in tale moet spreek voordat hulle kan sê dat hulle die Heilige Gees ontvang het, is 'n verdraaiing van Paulus se leer in 1 Korintiërs 12 en 14. Het julle gemeente enige lede wat vreemde tale magtig is? Hoe kan daardie lede hul taalvermoëns gebruik om ander vir Christus te wen? Hoe kan die antwoord hierop ons help om die ware aard van die tale te verstaan soos wat Paulus dit bedoel het? Donderdag, 6 Augustus, die gawe van profesie. In sy bespreking van die gawes van die Gees, gee Paulus promonisie aan profesie. Interessant genoeg word die gawe van profesie gewoonlik voor die spreek van tale genoem, soos gelees in 1 Korintiërs 12 vers 10 en 28, sowel as hoofstuk 13 vers 8. Waar laasgenoemde wel eerste genoem word, is dit juis op plekke waar Paulus die onbelangrikheid van die spreek van tale met betrekking tot die gawe van profesie beklemtoon in hoofstukke 14 verse 4, 5, 6 en 22. Lees Efesiërs 4 vers 11 tot 13 en 1 Korintiërs 14 vers 3 en 4. Wat sê hierdie skrifgedeeltes vir ons oor die gawes van die Gees in die algemeen en oor die gawe van profesie spesifiek? Efesiërs 4 vers 11 tot 13 lees soos volg. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. 1 Korintiërs 14 vers 3 en 4 lees, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Die gawe van profesie het ten doel om geestelik op te bou, te bemoedig en te vertroos. Soos gelees in 1 Korintiërs 14 vers 3 en Handelinge 15 vers 32 sê ook, en Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. Dit dui daarop dat profesie nie soseer om voorspellings in die toekoms te gaan nie, maar meer met die hede te maak het. Die Koine Griekse werkwoord profetio het twee betekenisse: om iets vooruit te sê of om iets ten behoewe van 'n ander te sê. Let byvoorbeeld vir die eerste betekenis op Handelinge 2 vers 29 tot 31 wat lees: Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is. En sy graf is by ons tot vandag toe, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, en dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Amos 3 vers 7 sê ook vir ons, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knagte die profete geopenbaar het nie. Nou dis waar Dawid die profetiese werk in die teks as vooruitgesien gedefinieer word. 'n voorbeeld van die tweede betekenis verskyn in Handelinge 15 vers 32 waar Judas en Silas as profete uitgewys word. Hulle profetiese werk het aan die bemoediging en versterking van die broeders met baie woorde behels. Uit Efesiërs 4 vers 11 tot 13 leer ons dat die gawes van die Gees nie saam met die apostoliese fase van die kerkgeskiedenis tot 'n einde gekom het nie. Nee, die gawe is met ons tot die einde toe, soos gelees in Handelinge 2 vers 39. Enige een wat beweer om 'n profeet te wees, moet egter aan die maatstaf van die skrif gemeet word.
Oor die algemeen moet die sulkes aan 4 reëls voldoen. Ten eerste moet die dinge wat hulle profeteer bewaarheid word. Deuteronomium 18 vers 22 sê vir ons: As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Jeremia 28 vers 8 en 9 lees ook: Die profete wat daar voor my en voor jou gewees het, van ouds af, het geprofeteer teen magtige lande en teen groot koninkryke van oorlog en onheil en pes. Die profeet wat profeteer van vrede. As die woord van die profeet uitkom, sal die profeet bekend word wat die Here waarlik gestuur het. Ten tweede moet daardie persoon se boodskap met hul Bybelse voorgangers strook. Deuteronomium 13 vers 1 tot 3 lees: As 'n profeet of een wat as dromer optree by jou opstaar en jou 'n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aanloop wat jy nie geken het nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie, want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en julle hele siel. Jesaja 8 vers 20 lees: Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daggeraad het nie. Ten derde, moet die beweerde profeet se daaglikse lewe 'n daadwerklike toewyding aan Christus weerspieël. 1 Johannes 4 vers 1 tot 3 sê vir ons: Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Ten vierde het ons Jesus se deurslaggewende toets. Valse profete sal aan hul optrede uitgeken word. Matteus 7 vers 15 tot 20 lees: Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle aan hulle vrugte ken. Ware profete word natuurlik ook aan hul optrede uitgeken. Die Openbaring in Johannes, kortweg Openbaring, bring aan die lig dat die gawe van profesie 'n kenmerk van die oorblyfsel kerk is. Openbaring hoofstuk 12 vers 17 lees: En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Christus Jesus behou. Dan lees Openbaring 19 vers 10 soos volg: En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê: Moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. As Sewende Dag Adventiste glo ons dat die gawe van profesie aan Ellen G. White gegee is en in haar geskrifte weerspieël word. Om watter redes glo ons dat Ellen G. White die gawe van profesie ontvang het? Met watter vraagstukke betreffende haar rol en gesag stoei mense vandag nog? Vrydag, 7 Augustus. Vir verdere studie, Roswell F. Cottrell, Spiritual Gifts, bladsy 5 tot 16 in Ellen G. White Spiritual Gifts, deel 1. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White in the Advent Review and Sabbath Herald, 12 April 1906. Laat gelowiges se sendingveld betree, vertrouende op die Here, en hy sal saam met hulle gaan, en mense tot oortuiging en bekering bring.
Elke werker het 'n bydrae te lewer. Die een is 'n natuurlike spreker, die ander 'n natuurlike skrywer, 'n derde het die gawe van opregte en vurige gebed, 'n vierde kan sing en 'n vyfde het die unieke vermoë om die woord van God duidelik uiteen te sit. Elk van hierdie gawes word 'n kragtige werktuig in God se hand omdat hy aktief by die gelowiges se sendingspogings betrokke is. Aan die een skenk God wysheid en die regte woorde, aan 'n ander kennis en aan 'n derde geloof. Tog werk almal saam onder dieselfde leidsman. Hierdie uiteenlopende gawes lei tot uiteenlopende bedienings, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. 1 Korintiërs 12 vers 6. Laat niemand op die sogenaamde tweede beste gawes neersien nie. Almal moet inspring en werk vir die Here. Niemand moet uit ongeloof handjies gevou sit omdat hy of sy meen dat hulle nie tot groot dinge in staat is nie. Vergeet van die eie ek. Hou jou oë op die leidsman gerig. Doen alle nederigheid, opregtheid en liefde jou bes. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 12 April 1906. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Upward Look, bladsy 141. Ons benodig ander koppe om ons te help met die werk. Die Here werk ook deur ander verstande, nie net ons eie nie. Die onderskeie gawes wat hy aan verskillende mense gegee het, moet tot volmaking van die heiliges, tot die werking van die bediening, tot die opbouing van die liggaam van Christus saam ingespan word, soos gelees in Efesiërs 4 vers 12. Struikelblokke met die sal ons altyd te kampe hê. Laat ons nietemin ons leidsman volg, terwyl ons elke uitdaging saam en eendragtig aanpak. Ellen G. White, The Upward Look, bladsy 141. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Bepeins 'n bietjie die gawe van profesie. Waarom is profesie meer belangrik as die spreek van tale sonder enige uitleg, oftewel tolking? Indien nodig, kan jy weer 1 Korintiërs 14 lees om jou van Paulus se argumente in die verband te vergewis. Vraag nommer 2. Bespreek die volgende in klastyd. Ellen G. White se lewe en bediening en waarom ons as 'n kerkgenootskap glo dat sy inderdaad die gawe van profesie ontvang het. Watter groot seëninge het die kerk daardeur te beurt geval? Watter uitdagings staan ons egter ook in die gesig betreffende die regte aanwending van hierdie gawe wat ons as erfenis ontvang het? Vraag nommer 3. Dink aan 3 tot 5 mense wat jou waarlik liefhet. Hoe weet jy dat hulle liefde vir jou opreg is? Wat sê dit vir jou oor die rede vir die voortdurende verwysings na die liefde in Paulus se bespreking van die gawes van die Gees? Vraag nommer 4. Die liefde is weliswaar belangrik. Waarom moet dit egter nie die enigste kriterium wees om te bepaal of iemand die waarheid praat al dan nie en of ons derhalwe wel ag op hul boodskap behoort te slaan? Kom ons sluit af met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir U baie dankie vir die kosbare waarhede wat ons uit U woord kon leer vandag. Ons dankie dat U deur U Gees aan elke gelowige gawes gee om U kerk en die liggaam van Christus te bou om U naam te verheerlik. Vader, help ons asseblief dat ons gawes met nederigheid en met liefde mag gebruik en om die eenheid van die liggaam van Christus te bewaar. Seën ons asseblief die week wat voorlê en laat U wil in ons lewens geskied. Ons bid en ons vra dit in die naam van ons wonderlike Redder en Vader, Jesus Christus alleen. Amen.